Goeiedag liewe vriende en baie welkom by vandag se digitale boodskap. So baie lekker om weer saam met julle hierso te wees op 'n baie spesiale dag en dit is Hemelvaart. Maar ek dink Hemelvaart is een van die dae wat ons eintlik nogal sukkel om te verstaan, want ek meen met Kersfees weet ons vier Jesus se geboorte. Met Paasfees weet ons Jesus het aan die kruis gesterf vir ons sondes en 3 dae later weer opgestaan uit die doodheid, en met Pinkster lees ons so baie oor die Heilige Gees en hoe hy gewerk het onder die mense. Ons lees daarvan, ons verstaan dit ook nie heeltemal nie. Maar met Hemelvaart staan ons eintlik so klein bietjie soos die disippels hierso staan waar ons gaan lees. Maar toe dink ek somme, Hemelvaart is een van ons situasies baie soos dinge wat in ons lewe gebeur. Daar was 'n voor die tyd en toe gebeur daar iets en nou is daar 'n na die tyd. En wanneer ons dinge in ons lewe ook in hierdie na die tyd terugkyk op dit wat gebeur het en dit wat voor die tyd was, raak ons op 'n ander manier bewus wat in hierdie proses gebeur het. En dan verstaan ons dit dikwels baie beter. En hoe dink ek, ons is ook nou in die proses om 'n derde leraar te beroep, en ons het gesê, wel, ons gaan nie net 'n pligtestaat opstel en mense nooi om aansoek te doen nie, ons gaan eers regtig in gebed tree. En vir die Here regtig vra, Here, waar is U betrokke reeds in die dorp? Maak ons oë oop om dit te sien. Waarheen roep U ons? Waarheen is U op pad? Wat is ons plek in die dorp en in U koninkryk? En ons wil julle uitnooi om saam met ons daarvoor te bid. Nie net vir 'n derde leraar nie, maar vir die Here om vir ons 'n leiding te gee in hierdie tydperk van die beroeping van die derde leraar. En as jy die vrymoedigheid het om die video sommer daar te pause by die huis, dan pause hom en bid ook vir ons. Maar voordat ons ook verder aangaan, kom ons bid ook eers saam. Liewe Here, vandag is maar 'n moeilike dag om te verstaan, maar Here, dit is wonderlik. En Here, U het vir ons U Heilige Gees gegee. En o Gees van God, kom tree vir ons vandag in, kom maak ons harte oop, kom breek hierdie tekste vir ons oop en kom maak ons ontvanklik presies vir dit wat U vir ons vandag wil kom sê. Dankie vir wie U is. Ons bid dit alles in die groot en heilige naam. Amen. As ons eerlik is, voel vandag dalk so klein bietjie soos 'n afskeidstoneel. Jesus was hier, die disippels het saam met hom geleef vir jare. Hulle het saam met hom geëet, saam met hom geloop, sy stem gehoor, sy wonderwerke gesien, en na die opstanding verskyn hy weer vir 40 dae aan hulle. Handelinge sê, hy praat met hulle oor die koninkryk van God, en dan net wanneer dit voel asof al die puzzelstukkies weer by mekaar inpas, dan gebeur Hemelvaart. En hulle staan saam met Jesus op die Olyfberg en skielik neem 'n wolk om uit hulle sig en 'n disipel staan net daar en kyk op. Asof hulle probeer vaskyk aan die laaste plek waar hulle hom gesien het. En dan vra die engele in die teks wat ons gaan lees, vra hulle, manne van Galilea, waarom staan julle en kyk na die hemel? En dis eintlik die vraag wat ons vandag mee begin en wat Hemelvaart vir ons oopbreek. Want die disipels dink dalk, maar Jesus het weggegaan. Maar wat as Hemelvaart nie die storie is van Jesus se afskeid nie? En ek weet eintlik julle weet dit. Wat as Hemelvaart eerder die storie is van Jesus wat nou anders teenwoordig is? En vandag gaan ons 2 tekste saam lees, Handelinge 1 en Efesiërs 1, waar Handelinge 1 ons baie vertel van wat die disippels gesien het, en dan lees ons in Efesiërs 1 saam wat ons 'n bietjie gaan help om dit beter te verstaan. Maar kom ek lees dit vir ons. Handelinge 1 vers 1 tot 11. Beste Theophilus, in my eerste boek het ek jou vertel van alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag toe hy opgeneem is. Voor sy hemelvaart het hy deur die Heilige Gees aan die mans wat hy as apostels uitgekies het, opdragte gegee. In die loop van 40 dae na sy lydenstyd het hy by verskeie geleenthede aan die apostels verskyn en op baie maniere aan hulle bewys dat hy regtig lewe. Hy het telkens met hulle oor die koningsheerskappy van God gepraat. 'n keer, toe hulle saam was, het hy aan hulle die opdrag gegee: Moenie Jerusalem verlaat, voordat julle van die Vader ontvang het, wat hy beloof het nie. Julle onthou mos dat ek julle vroeër daarvan vertel het. Johannes het met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer by mekaar was, het die apostels Jesus aanhou vra: Here, is dit nou tyd dat U Israel weer 'n onafhanklike volk met 'n eie koning gaan maak?
Die Vader bepaal hierdie datums, het hy geantwoord. En die bedoeling is nie dat julle dit moet ken nie. Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral eerstehands van my vertel, in Jerusalem, oor die hele Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Hy het dit gesê en is toe die hemelruim opgeneem terwyl hulle toe kyk. Hy het in 'n wolk verdwyn. Toe hy wegraak en hulle nog stip die hemelruim inkyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die 2 mans sê toe: Galileese manne, waarom staan julle na die hemel en kyk? Jesus is van julle af weggeneem in die hemel in. Hy sal egter net so terugkom soos julle hom die hemel sien ingaan het. En dan Efesiërs vanaf vers 15, hoofstuk 1 van vers 15 af. Ek het gehoor dat julle verhoudings gesond is. Julle staan in 'n sterk verhouding met Jesus deur julle geloof en julle tree liefdevol onder mekaar as God se mense op. Mooi so. Nou sê ek vir God dankie vir mense soos julle. Elke keer wanneer ek bid, wees verseker. Ek vergeet julle nie wanneer ek bid nie. Ek vra God, ons wonderlike en groot Vader, die God van ons Here Jesus Christus, om deur sy Gees vir julle die kennis te gee wat julle nodig het om in hierdie lewe reg op te tree. Ek vra ook dat julle hom al hoe beter sal leer ken deur alles wat hy vir julle sal duidelik maak. Ek bid verder dat julle geestelike oë sal oopmaak, sodat julle kan besef wat julle van hom kan verwag, nou dat hy julle na hom toe geroep het. God gaan vir julle, as sy spesiale kinders, gee wat syne is. Hy gaan julle skatryk maak. Verder bid ek ook dat julle sal agterkom dat die krag van God wat in ons werk sterker is as enigiets anders. Ons het gesien hoe geweldig daardie krag regtig is, toe God Jesus uit die dood laat opstaan en vir hom die belangrikste plek in die hemel gegee het. Daardie selfde krag werk ook in ons as Christene. Nou regeer Jesus natuurlik oor al wat mag of regeerder of koning is. Niemand, ek herhaal niemand, en niks sal ooit belangriker of sterker as Jesus kan wees nie. Nie nou nie, en ook nie in die toekoms nie. God self het vir Jesus die magtige posisie gegee om oor alles en almal te heers, ook oor ons kerk, ook oor die kerk. Jesus is die leier van die kerk en die kerk moet daarom gehoorsaam doen wat hulle leier van hulle verwag. Laat ek 'n voorbeeld gebruik. Jesus is soos die kop en die kerk soos die res van die liggaam. Saam is hulle een. Die kop beheer die liggaam en laat sy invloed deur die hele liggaam vloei. Kop sorg vir alles wat elke deeltjie van die liggaam nodig mag hê. En die liggaam, die kerk, laat die kop Jesus volledig wees wat hy is. Hoe mooi is hierdie 2 tekste nie net nie. In die eerste teks wat ons lees ons dat die disippels staan en hulle kyk op. En dit is eintlik 'n baie menslike reaksie vir hulle om te hê, want hulle het Jesus leer ken as iemand wat fisies naby was. Hulle het geweet hoe dit voel om langs hom te stap, sy stem te hoor, hoe hy stories vertel. Hulle het hom sien huil. En nou kyk hulle op, want dit voel asof Jesus besig is om weg te raak. Maar dan gebeur daar iets belangrik in hierdie teks. 'n Wolk neem hom weg uit hulle sig. En vir ons klink dit amper toevallig, want ons lees dit so 'n klein bietjie modern. Ons dink aan hoogte en lig en ruimte, maar in die Bybel beteken dit nooit net 'n wolk nie. Die wolk is 'n teken van God se teenwoordigheid. Dis die wolk wat die tabernakel vul. Dis die wolk wat die tempel oorskadu wanneer God se heerlikheid intrek. Dis die wolk wat op die berg van die verheerliking oor Jesus kom. Elke keer beteken die wolk dieselfde ding. God is hier. So toe Jesus in die wolk opgeneem word, beteken dit nie Jesus verdwyn nou maar in die verte nie. Dit beteken, Jesus gaan in die volle heerlikheid van God in. En hier is waarmee ons baie keer sukkel met hemelvaart. En dit is 'n baie moeilike ding om te verstaan. Ek sukkel self daarmee. Hierdie is nie 'n afskeid nie, dit is 'n inhuldiging. Dis presies waar Efesiërs ons dan help, want Paulus kyk as te ware na hemelvaart vanuit hierdie perspektief. Waar Handelinge vir ons wys hoe Jesus uit hulle sig uit verdwyn, wys Efesiërs vir ons waar hy nou is. Aan die regterhand van die Vader, bo alle mag en gesag, bo elke naam wat genoem kan word. Die gekruisigde Jesus Christus sit nou op die troon van die heelal. En hier is waar die evangelie vreemd mooi word. Want gewoonlik beteken 'n troon afstand. Hoe hoër iemand klim, hoe moeiliker raak dit om naby te kom. Maar met Jesus gebeur die teenoorgestelde. Sy verheerliking maak hom nie minder
teenwoordig nie, maar dit maak hom meer teenwoordig, en dit is die goue lyn wat hier deurgetrek word. Jesus het nie weggegaan nie, maar hy het nader gekom. Voor Hemelvaart is Jesus fisies teenwoordig, ons weet dit, ons is okay daarmee. Maar op een plek op 'n Sag, as hy in Galilea was, kon hy nie op dieselfde tyd in Jerusalem wees nie. As hy by Petrus was, kon hy nie op dieselfde tyd by Thomas wees nie. Maar dan sê Jesus iets ongelooflik in Johannes. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Hoe kan dit beter wees? Want nou kom die Gees. En die Gees is nie net 'n bloot herinnering aan Jesus nie. Die Gees is die teenwoordigheid van die verheerlikte Christus. Dis hoekom Paulus in Efesiërs nie bid dat God nader moet kom nie. Hy bid dat die gemeente se oë sal oopgaan om te sien hoe naby God alreeds is. Hy bid dat hulle die hoop sal verstaan, die rykdom sal verstaan, die krag sal verstaan, en dan sê hy iets asemrowends. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, daardie selfde krag werk in een en elkeen van ons. Dieselfde krag, die opstandingkrag van God, werk woon nou in gewone mense. Nie supergelowiges nie, in gewone mense. Wat probeer glo terwyl die wêreld swaar voel. En tog sê Paulus, Christus leef in julle. En dan vat Efesiërs uiteindelik nog verder. Paulus sê die kerk is nou die liggaam van Christus. Die volheid van hom wat alles in almal vervul. Alles in almal. Die kerk is nie bloot net 'n groep mense wat oor Jesus praat nie. Die kerk is nie net die plek waar ons mooi boodskappe deel nie. Die kerk is die plek waar die opgestaande, opgevare Jesus Christus sigbaar word. Wanneer mense mekaar dra, wanneer genade sterker word as oordeel, wanneer iemand vergewe, wanneer iemand bly hoop, wanneer iemand tot bekering kom, wanneer iemand aanhou lief hê in 'n harde wêreld, daar, sê Efesiërs, is God teenwoordig. En dis kom die engele vra, waarom staan julle en kyk na die hemel? Met ander woorde, moenie Jesus net daarbo soek nie. Moenie net Jesus by die kerk kom soek nie. Kyk rondom jou, kyk na die liggaam, kyk na die Gees. Kyk na die plekke waar Christus besig is om nou in hierdie tyd om die wêreld aan te raak. Want Christus het opgevaar het nie verdwyn nie. Hy vul nou sy kerk deur sy Gees. En dalk is dit die groot verrassing van Hemelvaart. Die disippels dink Jesus raak weg. En ons is ook al baie keer dalk nou in ons lewe, wat ons voel Jesus raak weg. Maar eintlik vir die eerste keer is hy nader as ooit van tevore. In Handelinge kyk die disippels op en sien Jesus verdwyn, maar Efese trek as te ware die gordyn oop en wys vir ons wat hulle nie kon sien nie. Christus word nie minder teenwoordig nie, hy word verhoog, verheerlik. En deur sy Gees begin hy nou sy hele kerk vul, en dit is Hemelvaart. Waar Moses aan die begin 'n sluier moes gedra het, kom sê Paulus vir ons ook in 2 Korintiërs 3 vers 18, die sluier is van ons gesig af weggeneem, en ons almal word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Ons kan nou sien, en ons vra elke dag nog vir die Here om ons geestesoë oop te maak en hom te sien. En dit is wat Hemelvaart vir ons kom sê, God is reeds hier teenwoordig. Kom ons bid saam. Liewe Here, hierdie is die mooiste en die wonderlikste ding wat ons eintlik ooit kan ervaar, om te weet dat U by een en elkeen van ons is kragtig in een en elkeen van ons se lewenswerk. U is nie daar ver weg nie, U is hierso by ons, U is in ons, en U kom versterk ons, U kom gee ons leiding, wysheid en insig. En o Gees van God, kom maak ons geestesoë oop, om U te kan sien. Daar waar dit donker is, kom bring lig, Here. Kom wys vir ons, sodat ons U raak kan sien in die plekke waar ons dit die minste sal verwag. Dankie vir wie U is, en wat U vir ons gedoen het. Ons bid dit in die groot en heilige naam. Amen.